Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou kind van God, het jy agtergekom? Daar's baie keer onderwerpe waaroor sekere predikers nie praat nie. Daar's sekere onderwerpe wat kerke nie behandel nie, en een van hulle is sonde. Ja, daar's baie kerke wat nie regtig sonde behandel nie, wat nie regtig preek oor sonde nie. Hoekom dink jy is dit so, kind van God? Want baie mense het hierdie idee van wanneer hulle begin preek oor sonde, dan gaan dit mense uit die kerk uitdryf, jy gaan mense oordeel, hulle gaan geoordeel voel, maar kind van God, dit is glad nie die geval nie. Wanneer jy oor sonde preek, maak dit jou bewus van wat se impak sonde het in jou lewe. Dit verduidelik ook vir jou dat die gevolge van wanneer jy aanhou met sonde. En dan ook kan daar 'n getuienis wees wat van jou sonde af kan kom. Ek meen, as jy kan getuig, ek was 'n verslaafde aan alkohol, aan dwelms, aan pornografie, wat ook al, en die Here het jou van daai sonde verlos, en jy's nou 'n nuwe skepsel, in die hand van die Here, dan is dit mos 'n getuienis. Hoekom moet jy dit dan wegsteek? Ek weet baie mense voel skaam oor wat hulle in die verlede gedoen het. Hulle voel skaam en dink hulle gaan veroordeel word. Ongelukkig is daar mense wat dit doen. Maar die punt van die saak is net, dit waardeur jy gegaan het, is jou getuienis. Veral as dit 'n omkeer in jou lewe laat plaasvind het, dan is dit 'n getuienis. Sonde is iets wat moet aangespreek word, my boetie en sissa. Ja, op die regte manier, natuurlik, in die regte woordeskat, definitief. Maar dink so daaraan, ons is gered uit sonde. Jesus het vir ons sondes gesterf. Ons het nie nodig om skaam te wees vir wat ons was nie. Ons kan trots wees om te sê, maar die Here het my hier uitgelei, die Here het my hier uitgetel, en vandag kan ek getuig van al was ek diep in die wêreld, diep in sonde, is ek vandag 'n nuwe mens en kan ek dit gebruik as my getuienis. So my boetie en sissa, wat ek op neer wil kom is, ek sê nie, los jou kerk, as jou kerk nie oor sonde preek nie. Ek dink maar net, dit is belangrik, dat 'n mens moet weet, wat se impak het sonde? Wat kan gebeur as sonde nie aangespreek word nie? Wat is die gevolge van sonde? En natuurlik, dat sonde kan jou testimonie wees. Dit kan jou storie wees. So, baie keer het ons die idee van, sonde is net sleg, maar soms het sonde ook 'n storie. Daar's baie kere stories van mense, wat jy nooit sou kon glo hulle is so nie, maar vandag is hulle 'n heeltemal 'n ander mens. Hoekom? Want God het hulle gered. God het hulle uitgehaal. God het sy seun gestuur om vir hulle te sterf. Vir elke een van ons. My boetie en sisse, waarop ek wil neerkom is, moenie skaam wees as jy iets verkeerd gedoen het in jou verlede, waaroor jy nou berou het, en jy doen dit nie meer nie. Jy's nou nuut, skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Dan kan jy dit gebruik as 'n storie om ander mense te inspireer, om ander mense te motiveer, om hulle te bemoedig, maar ek kan ook 'n omkeer in my lewe hê. Daar kan ook 'n draai in my lewe plaasvind. En dis wat ek graag by julle wil los vandag. Dat moenie skaam wees om te praat oor dinge waardeur jy gegaan het nie. Want dit is jou testimonie. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder. Kyk mooi na julle self en môre bring ek vir ons weer 'n woord. Totsiens julle.